Ons lees vanoggend basies die hele Matteus 6. Vir die wat wil saam oopmaak, Matteus 6. Ons gaan basies die hele Matteus 6 deurtrap. Ons skiep 'n gedeelte in die middel, maar vir nou gaan ons net fokus op die eerste 24, 25 verse. As jy saam wil oopmaak. Kom ons raak net 'n oomblik rustig, dan bid ek vir ons voor ons saam lees. Here, dankie dat ons in die heilige spasie van die erediens ook kan speel, ook kan eksperimenteer en ook met ons volle mens wees, ook die kind binne in ons kan soek na wie U is en hoe U ons roep, hoe U ons liefhet. Help ons om ook nou in U woord iets van dit te ontdek, iets van U liefde en iets van U genade. Amen. Ek lees vir ons voor, Matteus 6 vers 1 tot 24, met sekere gedeeltes tussen vers 7 en 15 wat ons vir nou uitlaat. Jesus is aan die woord, is nog steeds aan die bergrede, dan sê hy, wees op julle hoede, dat julle nie julle geregtigheid voor mense beoefen, om deur hulle gesien te word nie. Anders is daar vir julle geen beloning by julle Vader in die hemele nie. Wanneer julle liefdadigheid beoefen, moet dit nie uitbasyn soos die skynheiliges in die sinagoges en in die strate maak nie, sodat hulle deur mense geëer kan word nie. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdesdaad verborge kan bly. En jou Vader, wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En wanneer julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat hulle deur mense gesien kan word. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer, maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is. En jou Vader, wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. En dan kom Jesus en hy verduidelik die hele gedeelte, waar ons dan ook die Onse Vader kry. Maar dan nadat hy die hele storie rondom gebed uitpak, gaan hy weer verder. Wanneer julle vas, moenie soos die skynheiliges met hulle lang gesigte wees nie, want hulle trek hulle gesigte sodat mense kan sien dat hulle vas. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar wanneer jy vas, salf jou kop met olie en was jou gesig, sodat jy nie die mense nie, maar jou Vader, wat in die verborgenheid is, laat sien dat jy vas. En jou Vader, wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Moenie vir jou skatte op aarde bymekaar maak nie. Daar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel. Maar maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Daar waar mot en roes nie verniel nie en waar die diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die oog is die lamp vir die liggaam. As jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees, maar as jou oog boos is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis nie? Niemand kan twee baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal aan die een lojaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Dit ons skrifgedeelte vir nou. Die taal van ons tyd is spoed. Ons kyk permanent, hoe kan ons al hoe vinniger, al hoe beter. En ons weet diep binne in onsself dat dit nie volhoubaar is nie. Ons leef uitgebrand en uitgeput en moeg, maar ons hardloop voort en 'n deel van ons is eintlik nogal trots daarop, amper bly as iemand anders agtergelaat word. Hy was nie sterk genoeg nie, hy was nie vinnig genoeg nie, hy kan nie die pressure handle nie, maar ek beer voort. Ons hou daarvan om vinnig te leef en vinniger te leef, en ons hoop maar net dat ons voorbly, suksesvol bly, en dat ons aanhou oorleef in hierdie gejaagde vinnige wêreld, spoed. Nou in 'n wêreld van absolute gejaagdheid, is ons tema miskien bietjie van 'n uitdaging. Raak vir my
rustig. Jong mense, raak vir my rustig. Ouers, raak vir my rustig. Gesinne, raak vir my rustig. Getroudes, ongetroudes, jonk en oud, raak vir my rustig. Afgetredes, getroud, ongetroud, weduwees, weewenaars, raak vir my rustig. Raak vir my rustig. En miskien maak dit jou verskriklik onrustig as ek dit so baie keer sê. Ons kan in Matteus 6 basies 5 punte uitlig. Jesus sê iets oor liefdadigheid, dan iets oor gebed, dan iets oor vas, dan iets oor ware skatte en uiteindelik op een of ander manier kom sê Jesus iets oor rustigheid. Nou, wat interessant is as Jesus praat oor liefdadigheid en gebed en vas, dan gebruik hy die woord wanneer. Met ander woorde, Jesus neem aan dat die mense met wie hy praat op een of ander stadium, op sekere plekke liefdadigheid gaan betoon, gaan bid en selfs van tyd tot tyd vas. So Jesus is glad nie gefokus op julle moet dit en dat doen nie. Jesus is eerder gefokus op hoe doen jy dit wat jy doen, wanneer jy dit doen. Hoe beoefen jy jou geloof? Gaan jou geloof werklik oor jou verhouding met God? Of is daar 'n klomp hidden agendas? Gaan jou geloof werklik oor jou verhouding met God? Of gaan dit oor mense se persepsie van jou verhouding met God? Gaan jou geloof daaroor om mense te beïndruk? Gaan jou geloof daaroor om self lekker te lewe en gemaklik te wees? En solank as wat God gelukkig is en my lewe goed gaan, dan is alles oukei? Hoe leef jy? Hoe leef jy jou geloof uit en hoekom? En dan lees ons hierdie interessante gedeelte, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie, daar waar alles dit kan verniel nie, maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar dit nie deur aardse dinge verniel kan word nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Daarmee saam kom die mooi Engels, you are what you love. You become what you love. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dit geld vir geld, maar dit geld ook vir allerlei ander besittings of dinge wat ons bymekaar probeer maak. Waar lê jou skat? Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar jou skat is, sal dit wees waarvoor jy lief is en dit wees waaraan jy lojaal is. En dit bepaal wie en wat jy word. Nou uit die aard van die saak bepaal dit nie net wie en wat jy word nie, maar dit bepaal ook wat met jou gaan gebeur. Die wat leef vir aardse rykdom en roem, mense wat te veel bekommer oor wat ander mense dink van hoe hulle lewe lyk, hoe lyk my lewe? Sien die regte mense my raak wanneer ek bid of liefdadigheid doen of vas? Jesus sê hierdie mense het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar vir die wat leef, gefokus op God, afhanklik in vertroue met God, in verhouding met God, vir hierdie groep is daar 'n ander beloning. 'n Ewige beloning, al dan die ewige lewe. Maar dit is nog nie eintlik die punt van hierdie deel nie. Want waar die wêreld al hierdie dinge kom vra, 'n lewe van vrees en 'n lewe van gejaagdheid, 'n lewe van mense probeer beïndruk, kom sê Jesus, nee. God vra nie van my en jou 'n lewe van vrees of 'n lewe van gejaagdheid nie. God kom voorsien en God kom bewerk rustige vertroue. Ons wil nou iets sê oor die manier wat hierdie rustig ook verkeerd verstaan kan word. Maar kom ons fokus net eers op die vertroue. Dit bring ons dan eintlik by die vraag, kies jy vrees of kies jy vertroue? Jesus noem al hierdie dinge, liefdadigheid, gebed, vas, praat oor geld, om eenvoudig te kom sê, as jy kies om primêr op die uitvoer van hierdie dinge te fokus, wie sien my raak wanneer ek bid? Wie sien my raak wanneer ek vas? Wie sien my raak wanneer ek gee? Hoe kan ek seker maak ek het genoeg finansiële toedoen? Hoe kan ek seker maak ek is veilig genoeg, ryk genoeg?
Al hierdie dinge, as ons daarop fokus, skep dit by ons 'n lewe van dringendheid, of desperaatheid, of hastigheid, of onrustigheid, of bekommernis en vrees. Want so 'n lewe vra die heeltyd nog. Ek moet nog mense beïndruk. Ek moet nog geld en sukses kry. Meer sekuriteit, meer veiligheid, eenvoudig meer. Dit raak 'n gejaag en 'n gegryp na 'n klomp dinge, onophoudelik. Meer afsprake, meer skoolaktiwiteite, meer dinge, meer sosiale media, meer oefen, meer werk, meer tegnologie, meer ure van besig wees, meer en meer en meer. Dis 'n vicious circle. En met hierdie beeld wat geskep word van desperaatheid en gejaagdheid en vrees, kom sê Jesus dan die volgende. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Of, miskien kan ons dit opsom met vandag se tema, raak vir my rustig. Dan gaan ek myself hierso onderbreek vir ons gespreksmoment, voordat ons verder gaan. Raak vir my rustig. Gesels saam, as gesinnetjie soos julle hierso sit, met die persoon langs jou, of as jy alleen sit, of as iemand anders langs jou alleen sit, hak hulle nader. En as julle nou oor hierdie vraag gesels, dink weer aan die kindermoment, met die gejaag om te probeer wen. Wat hou jou te besig? Hoe maak tegnologie jou miskien ekstra moeg en besig? Hoe maak geld jou miskien ekstra moeg en besig? Ek het dit nou nie op die bord by nie, maar hoe maak al jou godsdienstige dingetjies jou dalk ekstra moeg en besig? En hoe kan julle as huis of as gesin, of sommer net as medegelowiges wat skouers skuur, hoe kan julle meer rustig, bedoelende rustiger, maar ook meer gereeld rustig leef? En dan is daar 'n wenk. Dink kwaliteit tyd, eerder as kwantiteit. So dan moet tyd wees vir werk, maar tyd vir rus, tyd vir tegnologie en tyd vir afskakel. Ek gee julle so 4 minute om hieroor te gesels. Jesus sê dan verder, let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle versamel niks in skure nie, tog sorg die hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer, hey? Dis okay? Ja. Okay, dankie. Ek hoop nie dit kom te vinnig uit dat ek duidelik nog nie kinders het nie, maar ons lees verder van vers 27 af. Wie van julle kan deur hom te bekommer een gedeelte by sy lewe byvoeg? En waarom is julle oor klere bekommerd? Let op die wilde narsings hoe hulle groei, hulle soeg nie en hulle spin nie, maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld, wat vandag daar staan en môre in die oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer vir julle nie, klein gelowiges. Moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Dit is immers alles dinge waarna die heidene nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommerd oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Raak vir my rustig. Natuurlik moet ons steeds klere aantrek en ons moet steeds eet, so die punt is nie dat ons in hierdie rustigheid roekeloos of lui raak nie. Die uitdaging is dat ons moet ophou jaag, ophou met vrees leef en ophou agter onsinnige dinge aanhardloop.
Dis die uitdaging, dat ons moet ophou jaag in desperaatheid. En die uitnodiging is dat ons eintlik moet bou en ons moet beplan. Maar ons moet bou en beplan saam met God. Soek allereers die koninkryk van God en God se geregtigheid. Ons moet bou en beplan saam met God en dan eenvoudig rustig saam met God in God se genade en voorsiening voortleef. En dit is so maklik soos dit. Raak vir my rustig en beleef God se nabyheid en voorsiening in elke oomblik van jou alledaagse lewe. Kom ons bid saam. Here, as ek hierdie woorde sê en as ons hierdie woorde hoor, raak vir my rustig, dan voel dit baie maklik of miskien nog steeds oppervlakkig, maar dit voel eenvoudig. Here, en ten diepste glo ons dat dit tog eenvoudig is. U is die God van liefde en genade, U is die God wat voorsien. Sal U tog ons harte en ons oë kom verlig, sodat ons dit diep sal besef en beleef, en dat ons werklik rustig afhanklik van U sal leef. Here, seën ons met wysheid en onderskeiding, sodat ons in ons afhanklikheid van U deelneem aan dit waarmee U besig is. Here, kom verlig ons harte en ons oë, sodat ons U sal raak sien en U sal volg in alles wat ons doen. Ons bid daarom, Here, baie spesifiek vanoggend dan ook vir ons gemeente, na die afgelope strategie sessie, met die binnekorte bevestiging van die gemeenteraad, Here, maar ook sommer net vir die fase en die hoofstuk waarin ons as gemeente is. Daar's 'n klomp energie en opgewondenheid, daar's 'n klomp beweging, Here, maar ons gebed is dat U ons sal kom help, dat hierdie beweging nie net 'n rondgejaag sal wees nie, maar dat ons werklik in pas met U sal kom en U sal volg. Ons bid ook so vir die Weierkerk, al die gemeentes in ons land en oor die wêreld heen. Here, help ons om U rustige teenwoordigheid te wees, Here, maar help ons ook om nie te verval in laksheid of luiheid nie. Seën ons met krag en wysheid om in alles wat ons doen voluit vir U te leef, tot eer en verheerliking van U naam en tot die uitbou van U koninkryk. Amen.